Julle kan dan julle Bybels blaai na Maleagi toe. Maleagi 3. Ons gaan fokus op vers 2 tot 4. Kom ons lees weer van hoofstuk 2 vers 17 af, daar waar daai opskrifie is waar die volgende deeltjie begin. Tot by vers 4, hoofstuk 2 vers 17. Julle vermoei die Here met julle woorde. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here en in hulle het hy 'n behaag. Of waar is anders die God van die reg? Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. En hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. Net tot daar, ons fokus dan op daai vers 2 tot 4. Vers 2. Wie kan die dag van sy koms verdra? Kan jy staan op sy dag? Die dag van die Here. Ons het laas keer gesien, toe ons by vers 1 en 2 was, die koning van die aarde kom. Hy kom en daar is hierdie aankondiger van sy koms. Die oorwinnaar koning kom en iemand hardloop vooruit om dit aan te kondig. Dit is regtig groot. Die koning kom as regter van die aarde, maar hy kom ook as koning wat na 'n tempel toe kom. Hy kom as priester om in sy tempel in te gaan. Regtig die hoëpriester. Maar hy kom ook as die engel van die verbond. Die engel is die boodskapper, die aankondiger van die verbond. So hy kom ook as die profeet van die verbond. Hy, die koning van die heelal, kom as priester en profeet, en dit is so groot dat daar hierdie aankondiger is wat voor die tyd kom. Uiteindelik Johannes die Doper. En die Here sê dit direk na vers 17 wat sê, die Here sê sy volk het hierdie aanklag teen hom. Julle sê ek is nie regverdig nie en ek is nie barmhartig nie, en daarbey julle is goed, so julle verdien beter. Die Here is nie regverdig nie, hy is nie barmhartig nie, en ons is goed. Ons verdien beter. En dan kom hy met hierdie antwoord. Kyk, hy kom. Julle soek die Here, hy kom. En dan kom hierdie retoriese vraag, gaan julle staan as hy kom? Julle wil nou hê hy moet kom, so hy kom. Maar gaan jy kan staan as hy kom? Wie sal staan? En die antwoord is, niemand gaan staan nie. En weet julle, daai antwoord, daai retoriese vraag met sy antwoord, dit geld nie net vir die ongelowiges nie. Die Here van die leerskare kom om die ongelowiges uit sy kerk uit te brand, soos die smelter, die vuur van die smelter, maar hy kom ook om die sondige ek
uit sy gelowiges te brand. Hy kom om sy kerk, sy bruid te wys. Jy leef nie meer nie, maar Christus leef in jou. So nee, niemand sal staan op sy dag nie. Die ongelowiges gaan vernedering vir ewig brand op sy dag. Maar die gelowiges gaan wonderlik gebrand word dat hulle eie ek weggebrand word. En dis dan ook die tema van die volgende paar versies waarop ons nou stil vers 2 tot 4. Christus kom om sy kerk te brand. Christus kom om sy kerk te brand. Ons gaan na 3 goed kyk. Eerstens Christus as smelter en reiniger. En dan vinnig na hoe hierdie reiniging werk, die metode van reiniging, en dan die resultaat van sy reiniging. In vers 2 tot 4. So vers 2 sê, maar wie kan die dag van sy koms verdra? Wie kan staan toe as hy verskyn? En is niemand nie, sy koms en sy heerlikheid is vir elke menslike oog ondraaglik helder en warm. Maar hoekom? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. Uit 'n kantnota, ons gaan nie nou spesifiek net daarby stil staan nie, daai loog, van die ander vertaling sal dalk praat van soap of seep, die seep van die wassers. Loog is maar net, dis 'n alkali, wat jy kry as jy die as van harde oud laat lê in water, en dan kom maar so skuim, en jy kan daai inmeng in iets soos beesvet, en dan kry jy seep. Maar dis loog, wat hulle dan gebruik het om klere uit te was. Die wassing, 'n ding waarmee jy was, is die wasmiddel. Die loog van die wassers. Nou, hier is 'n verskil by vers 2 teenoor vers 3. Dis nie net, vers 2 en 3 is nie net herhaling nie. Kyk mooi, Here sê in vers 2, hy sal wees soos die vuur van die smelter. En dan vers 3, en hy sal sit 'n smelter. So vers 2 is eers, hy is self die vuur, en dan vers 3, hy is die smelter. So eers die vuur van die smelter, en die loog van die wassers. Hoekom sê hy dit eers? Hoekom begin hy nie net direk met hierdie werk van smelting en reiniging nie? Wel, eers wil die Here wys wie kom, voordat hy nou oorgaan na wat hy kom doen. Dit is natuurlik baie nou in mekaar verbind, maar die Here beklemtoon eers sy majesteit. Hy kom soos vuur. En nie net enige vuurhoutjie vuur nie, die vuur van die smelter. Het julle al in die haartjie van 'n braaivleisvuur ingekyk? Waar hy op sy warmste is, daar in die middel. Dit brand die koeltjies daar in die middel wit, dat dit gloei. En daai gloed brand jou oë as jy daarna kyk. Dis regtig ook helder. Dis nie net warm nie, dis helder. Dis nie net die kole wat warm is nie, dit het 'n stralingshitte, 'n stralingsenergie wat daar uitkom. 'n Gloed. Daar's in die Here se skepping 'n majesteit aan vuur. Vuur is nie iets waarmee jy speel nie. Dit straal lig en hitte. En daar is iets regtig mooi aan vuur. Dus ons kan vir ure net voor 'n vuur sit en vir die vuur kyk. Dit is regtig mooi. Maar daar's iets baie gevaarlik aan vuur. Nou as jy so vir die braaivleisvuur kan kyk, maal dit nou net met 10. Dan kry jy die smeltersvuur. Die van julle wat al gewerk het met metaalsmeltery, weet presies wat die Here hier sê. Dis verskriklik warm. Die gloed
Die lig wat uit daai vuur uitkom, daai oond, as jy daai deurtjie kan oopmaak of die deksel aflig, dis soos son. Jy kyk in die son in. Dis regtig helder en baie warm. So die koms van Christus is vol ontsaglike majesteit. Johannes sê daar in Openbaring 1, sy oë is soos 'n vuurvlam. Is soos 'n vuurvlam. Dis soos, hy kan dit eintlik nie beskryf nie, so hy gebruik iets wat hy ken, soos 'n vuurvlam. Hy kyk vir jou met sy oë van vuur. Dit straal. En sy voete was soos blink koper wat gloei in die oond. Op sy warmste, daai koper wat wit warm is, dit gloei. Ontsaglik mooi. So mooi dat dit outomaties ontsag bring. Maar is ook ontsaglik gevaarlik. Jy kan doodbrand. Dis hy wat kom. So eerstens net iets van sy majesteit, sy heerlikheid wat kom. Hy is soos die vuur self. Dan as jy vers 2 ook, hy kom as die loog van die wassers. En soos ek net gesê, daai loog is alkali. Dit brand ook. Dit kan wegverteer die vuil. En dit sê, hy kom nie net om die werk te doen nie. Hy is self die loog. Hy is nie net die wasser nie. Hy is self die loog, die oplossing. Hy kom nie net om te reinig en te was nie, hy kom self as die reinigingsmiddel, die seep. Hierdie is so goed, hierdie moes die priesters wat hierdie gehoor het, weggeblaas het. Meer as die helfte van waar hierdie woordjie, daai wassers of wassing, voorkom in die Bybel, meer as die helfte daarvan is in Levitikus, en elke keer gaan dit oor, julle moet julle klere was. Julle moet julle klere gaan was met daai alkali loog. Was, sodat hulle rein kan wees vir diens in die Here se tempel. Rein vir diens in sy tempel. En heel waarskynlik het die Levite nog daarmee aangegaan. Niemand wil vuil klere dra nie, so hulle was hulle klere, hulle gaan aan daarmee. En nou sê die Here, jy moet gewas word. Nie net jou klere nie, en meer nog is dit, ek kom as die seep. Ek gaan jou kom was. En keer op keer het die volk wys, hulle harte is nie rein nie. Hulle kan ook nie self hulle harte rein maak nie. Dit wat hulle met hulle klere doen, kan hulle nie met hulle eie harte doen nie. En dis juist wat Maleagi ook vir hulle wys. Julle is sondaars. Al julle offers wys dit keer op keer. Julle offers dit stink vir die Here. Want julle kan nie self nie. Nie 'n enkele offer wat julle al ooit gebring het uit julle self kan julle was nie. Ek sal kom as die vuur van die smelter en die seep van die wassers. En daarmee sê die Here, daar Jeremia 2 vers 22 sê dit so duidelik, want al sou jy jou was met loog en baie seep vir jou neem, tog bly jou ongeregtigheid 'n vlek voor my aangesig, spreek die Here. Daar is nie seep in hierdie wêreld wat jou kan skoonmaak sodat jy geskik is vir die Here se aangesig nie. Jou sonde is verskriklik vuil. Vuil wat lyk asof dit nooit gaan afkom nie. En daarom bid Dawid op Psalm 51 op 'n paar plekke, Here, was my, nie my klere nie, was my, U moet dit doen.
En nou sê die Here, Christus kom self as die loog. Hy is self die oplossing. Hy is die bleikmiddel, die seep. En hy wys dit met die vuur ook. Hy self is die vuur wat skoon brand. Niks wat jy doen, geen geld of vriende kan jou skoon maak. Geen manipulasie of bedrog kan jou skoon maak, waar jy jou hele lewe jou sonde probeer wegsteek het vir mense. Jy is nie skoon nie. Al voel jy skoon voor mense, jy is nie skoon as jy jou sondes probeer wegsteek nie, want Christus moet kom as die loog van die wassers. Jy maak jouself net veiler, hou op om jou sondes goed te praat, onder die mat in te vee, jy kan nie jouself skoon maak nie. Jesus moet kom. En hy het. Hoor hoe wonderlik praat Openbaring 7, vers 14 van die heiliges van die Here. Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Ons gaan net nou na daai verdrukking toe gaan ook, maar dan hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Is so goed. Jesus se bloed is die seep vir ons harte. So vers 2 sê, Jesus kom as verblindende majesteit vuur. En hy kom self, nie net as skoonmaker nie, maar ook as die skoonmaakmiddel. Hy self die probleem, die oplossing vir ons sondeprobleem. Nou ons kan dan baie praat oor Christus se werk en hy self wat ons skoon was oor van ons sonde sodat ons regverdig kan staan voor God, ons regverdigmaking. Hy het met sy bloed ons skoon gewas en die skuld gedra wat ek moes dra en die lewe geleef wat ek moes leef, so my rein en heilig sodat ek rein en heilig gestel kan word voor God. Dis ons regverdigmaking. Maar dit wat nou hier in Maleagi beskryf word is iets anders. Beide die vuur van die smelter en die loog van die wassers gaan oor skoonmaak om die vuil uit te kry sodat daar 'n bruikbare item of kledingstuk kan uitkom. Hierdie gaan oor die kerk se reiniging soos wat Christus kom. Dit gaan oor die kerk wat meer en meer heilig gemaak word in tyd, meer volmaak in Christus sodat hy verheerlik kan word, sodat hy ons word soos hy. En natuurlik, ons gaan volmaak dit kry as hy weer kom met sy tweede koms. Maar hier is iets van hy kom, maar nog nie finaal nie. Kyk hoe wys die Here dit vir ons. Hy gaan dan vers 3 verder met hierdie beeld van smelter en reiniger. Hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer. En hierdie beeld wat die Here reg deur die skrif gebruik is regtig iets wonderlik wat in die skepping ingebou is en vir ons gegee is om sy werk te illustreer. Ja, as jy silwer myn, dan is silwer eintlik glad nie sigbaar nie. In die erts. Die silwererts, dis net 'n stuk rots. En dan slaan hulle hierdie stuk rots fyn tot dit 'n pikswart poeier is. En dan sien jy nog minder dan daar silwer is. Dit is reg pikswart, daai poeier. En dan word hierdie poeier in 'n smeltkroes ingegooi sodat dit in die oond gesit kan word, dat dit kan smelt. Geweldige hoë temperature. En hierdie proses dan van smelt gaan nie net oor smelt en daar het ek nou silwer nie. Hierdie erts gooi ek net in die vuur en dan kom daar silwer uit nie. Dis 'n proses. Met ander woorde, hierdie reiniging is nie net soos ons regverdigmaking 'n eenmaal gebeurtenis en is klaar finaal nie. Hier is 'n proses. So in hierdie smelting dan gooi hulle in die antieke, dit werk nou vandag bietjie anders, maar hoe hulle dit gedoen het, sou doen in Israel se tyd. Hulle gooi so 'n bietjie steenkool bo op die erts wat nou smelt en die poeier wat smelt om te keer dat dit oksideer
Want daai silwer molekules, ons kan nou die chemie daarvan verstaan, die silwer molekules moet loskom van die suurstof waarmee dit gebind het, en die hitte doen dit, maar dit kan nou weer oksideer, so hulle gebruik dan 'n middel wat keer dat dit weer oksideer, en dan skep hulle elke keer die vuil laagie af, wat oorbly. Soos wat hy smelt, skep hulle die vuil laagie af van ander metale wat ook nou in is, wat bo dryf, wat bietjie ligter is as silwer. As dit nou vloeistof word, dan gaan die ligter metale op en die swaarder metale sak af. En in hierdie proses swak die swaar metale sak dan nou af soos lood, en die vuil metale word afgeskep, sodat jy uiteindelik 'n silwer laagie kan kry. So die hele proses van smelter en reiniger is nie net gooi in, maak dit warm, dan kom dit mooi uit nie. Dit is regtig 'n proses, en daarom staan daar, hy sal sit. Hy staan nie rond nie. Hy is nie gou besig met iets anders nie. Hy sal sit. 'n Smelter en reiniger van silwer. Hierdie proses moes noukeurig dopgehou word. Dis 'n regtig vaardigheid om dit te doen. Jy moes weet wat jy doen om dit reg te kry. Die koning van die aarde gaan kom om sy kerk te reinig met die grootste noukeurigheid, tot in die fynste detail. En hy weet presies wat hy doen. Hy word nie onkant gevang met een of ander situasie of omstandigheid of oorlog nie. Hy weet presies wat hy doen met sy kerk. En dis regtig groot troos, as ons gaan net nou weer daarop uitkom, dis regtig groot troos. Christus sit, terwyl hy jou louter. En hy weet wat hy doen. Dis 'n proses wat baie aandag kos. En die groot koning is so lief vir sy kerk dat hy dit doen, terwyl hy nou in heerlikheid sit. Die koning van die heelal wat in heerlikheid sit, op sy troon, sit ook by die smeltkroes. Want hy is lief vir jou. Nou, elke keer as hierdie beeld gebruik word van reiniging, met 'n vuur, om mooi metaal uit te kry, soos goud en silwer. Wat dan uitstaan is dat daar iets afgebrand word en iets behou word. Die vuil word uiteindelik afgeskep en afgebreek as dit nou afkoel, en die mooi word behou. Ons kry dit op 'n hele paar plekke in die skrif. En as ons na al die plekke in die skrif na hierdie beeld gaan kyk, dan sien ons baie keer praat die Here van reiniging van die sigbare kerk as 'n geheel. So hy brand die ongelowiges weg. Maar ander kere dan praat hy ook van om die gelowiges, die ware gelowiges, skoon te brand van hulle sonde, die vuil van hulle sonde af te brand. En hier by Maleagi 3 is dit baie duidelik albei. En op ander plekke is dit ook baie kere albei. Christus kom as regter van die aarde om te oordeel. So hy gaan die ongelowiges brand met sy koms, maar hy gaan die seuns van Levi ook brand. Hy gaan sy volk brand, sodat hulle goeie en aangename offers kan bring. So hy gaan die ongelowiges brand sodat hulle goeie en aangename offers bring nie, maar dit is baie duidelik dat hy die ongelowiges ook gaan brand. So dis albei. En hy doen dit met dieselfde daad van reiniging en smelting. So dis beide op, ons kan sê makrovlak en mikrovlak reiniging. Die alwyse God kan in dieselfde gebeurtenis van iets soos ballingskap of pes of oorlog of armoede, beide die kerk skoonbrand van die onreinheid van ongelowiges en hulle uithaal en die gelowiges van hulle sonde reinig. Kyk net hoe wonderlik is die beeld van Christus se koms. Hy kom in verskriklike oordeel van vuur, en dit is vuur wat jou moet waarsku, dit is regtig gevaarlik, kan jou doodbrand. Die ongelowige gaan brand in oordeel. Maar die vuur van die smelter
wil nie net vuil wegbrand nie. Die vuur van die smelter brand skoon. Dit brand nie net weg nie, dit brand skoon. Die kerk moet skoon gebrand word van onkruid en ongelowiges. Maar dit beteken, die silwer wat al binne in die vuur is, brand ook. Die gelowiges brand ook in daai selfde oond. Die mooi voorwerp wat uitkom moet ook brand. Dit brand skoon van sondes wat nog daaraan kleef. Daarom 'n suiwering van die kerk as 'n geheel om die kaf uit te suiwer en 'n suiwering van die individu, die gelowige in die kerk om die kaf van sonde uit te suiwer. As die Here kom, en soos ons by Habakuk gesien het, hy is die komende een, hy's besig om te kom. Die dag van die Here het gekom, en daarna is dit, hy kom nog steeds, hy is die komende een. As hy kom om te reinig, as hy sy majesteit wys in omstandighede, dan gaan dit baie keer beteken die kerk gaan krimp. En as die kerk krimp, dit is ook troos vir die gelowige wat raak sien hoe krimp die kerk. As die kerk krimp, is dit nie omdat Christus bietjie terugstaan uit sy werk nie. Hy het nou maar opgestaan, hy het gaan koffie maak terwyl die vuur aan die gang is en nou weet hy nie meer wat hy doen nie. Hy kom steeds. En soos hy kom, reinig hy sy kerk. So in tye waar die kerk krimp, is dit omdat Christus nog steeds besig is. Hy regeer sy kerk deur sy woord en gees perfek, en as die kerk groei, is dit wonderlik, hy is ook besig om sy kerk te reinig. Maar as die kerk krimp ook. En beteken dit nou, ons moet nou net terugsit en kyk hoe die kerk krimp, en maar net so aanvaar, en nog sê, ag, die Here is besig om te reinig, en ons moet maar net sien hoe die getalle daal. Want nee, as Christus kom om sy kerk te reinig, is die doel juist dat die gelowiges, wat oorbly, in geregtigheid 'n offer bring, 'n offer van meer en meer jou lewe neerlê vir Jesus, en meer praat met jou buurman, dat elke gedagte, meer en meer, jou eie gedagtes en die gedagtes van jou buurman, onder Christus se koningskap ingebring kan word. So as Christus sy kerk brand, dat die kerk krimp, dan sê dit juis vir die oorblyfsel, hou aan om te offer, hou aan om te werk in sy koninkryk, dat die kerk weer kan groei, ja, groei in heiligheid, maar ook in getalle. Hierdie is ook vir ons 'n groot waarskuwing vir sy kerk. Onthou, hierdie woord van Maleagi kom aan sy kerk. Dit is nie vir die ongelowiges gesê nie, hierdie is vir die kerk. Hoeveel persent van mense wat sê hulle is Christene, gaan die Here nie afbrand nie. Dit gaan ook nou lyk 'n tydjie van ongemak, en dan sê die persoon ook net, ag, ek is nie meer lus vir die kerk ding nie. Of hy sal verlang nie in die kerk ding nie. Uiteindelik gaan hulle afgebrand word in ewige oordeel. Nie tot heiligheid nie. Dis 'n waarskuwing vir elke naam-Christen in die kerk. Vir elkeen wat voortlewe in sonde, die tyd wat jy nou het, is genadetyd. Jesus kom. En sy oordeel begin by die kerk. Dit sê, bekeer jou na die loog van die wassers. Want hy kom. Nou. Nie wanneer dit beter gaan nie, nou. Bekeer jou na die loog van die wassers, vlug na hom toe wat jou kan reinig. Want jy gaan brand. Of jy gaan brand in oordeel. Of jy gaan brand om heilig te word. En dit geld vir die ouderlinge en predikante eerste. Kyk, daai eerste, wat sê vers 3, daai sinnetjie, hy sal sit
'n smelter en 'n reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer. Die seuns van Levi is die wat aangespreek word al die hele tyd waar ons nou in Maleagi besig is. Geestelike leiers, die priesters, moes die volk leer in die woord, toepas en 'n voorbeeld stel. En die gevolg van hulle swak leiding was dat die volk slegte offers gebring het. So die Here spreek eers die leiers aan. Die Here kom om die ouderlinge en predikante te reinig. Sy oordeel begin in sy huis en ook by die leiers in sy huis. Die kerk val omdat predikante en ouderlinge die houding begin inneem met van ons het nie reiniging nodig nie. Ons is mos nou hier. Ons hoef nie vir onsself te preek nie. En dit is daarom so tragies dat 'n predikant nooit prediking hoor nie. Hy moet onder prediking kom. Ons gaan net nou sien, dis die metode van Jesus se reinigings deur sy woord. Maar daar's hierdie ding van Christus praat nie met ons nie, Christus praat met julle. Ons het so nodig dat ouderlinge en predikante gereinig word. En julle moet daarvoor bid dat die kerkleiers in ons land, hier in ons gemeente ook, en Freek en Gerdus en Josef en ek, julle moet vir ons bid dat die Here ons brand. Die kerkleier in ons land ook in die smeltkroes ingegooi word. Dat die ongelowiges uitgesuiwer kan word en die gelowiges skoongebrand kan word van skynheiligheid en lafhartigheid en mensverering en mammondiens en vrees vir mense en luiheid en wat ook al. En bid spesifiek vir daai sondes, as julle dit raak sien. Dit wys ons ook dan uit hoe die Here die kerk nog reinig. Hy behou sy oorblyfsel sodat hulle in geregtigheid 'n offer sal bring. En dan vers 4 sê ook, dis die hele volk uiteindelik. Al sy gelowiges word gereinig. Ja, die priesters, die seuns van Levi eerste, maar uiteindelik die hele volk word gereinig, skoon gebrand. En die wat uiteindelik 'n aangename offer bring, is hulle wat nie tot oordeel gebrand is nie, maar om skoon te kom. So Christus kom om te brand en te was. Jy gaan brand, of jy die ongelowige in die kerk is, of jy die lou gelowige in die kerk is, en of jy die sterk gelowige in die kerk is, jy gaan brand. En daarom sê vers 2, wie sal staan? Niemand gaan staan nie. Die ongelowige gaan wegbrand in oordeel vir ewig, en die gelowige, sy eie ek sondaar, gaan wegbrand. Al een wat staan op sy dag, terwyl hy nou sit, is Christus. Maar nou is die vraag, hoe doen hy dit? Prakties, hoe doen Christus hierdie reiniging ding? Hoe maak hy skoon? Hoe reinig hy? En wel, die beeld gee ons weer die antwoord. Ons word gereinig deur te brand, so deur seer te kry. Hy bring omstandighede van verdrukking en beproewing. My woordjie vir beproewing kom juis uit hierdie beeld uit, om te beproef is sodat dit getoets word, dat die egtheid kan uitkom, soos in vuur, die metaal moet uitkom. Soos Jesaja 48 sê, vers 10, kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie jou letterlik gebrand nie, ek het jou beproef in die smeltkroes van ellende, swaar kry. En soos 1 Petrus 1 sê,
daarin verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. So dit bring droefheid, swaar kry, hartseer, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaar is goud wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Die Here sê dit in Deuteronomium 8 ook, hy het allerlei omstandighede oor sy volk gebring, om hulle harte na vore te bring, beproewinge, in daar in die woestyn. Om hulle geloof in hulle harte te toets, te louter. En die omstandighede is beide vir die ongelowige harte en die gelowige harte wat na vore moet kom. Nou, baie belangrik. Jesus kom om te reinig in sy koms en die dag van sy koms. Hy het gekom en hy verskyn in ons elke keer as die evangelie gepreek word. Dis hoe hy verskyn aan sy kerk. Hy word vir ons afgeskilder in die verkondiging van die evangelie. En daarom word die eerste dag van die week ook die dag van die Here genoem, die dag van die verkondiging van sy evangelie. Dis die dag van sy koms. Dis wanneer hy besig is om te reinig. Dis natuurlik deur die hele week ook, altyd. Maar hier spesifiek, in die dag van sy koms, hoe was hy? Deur die prediking van sy woord. Soos ons net in Psalm 19 gesing het, reinig my van sondes, hoe? Deur u woord. U woord is al wat my hart kan bekeer. U woord is al wat my die kennis kan gee van die lig. So hierdie is regtig belangrik, omstandighede en siektes en wat ook al, gaan nie jou hart verander nie. Dit alleen, swaar kry alleen, gaan nie jou skoon maak nie. Ja, dit bring die ongelowige in oordeel. Maar dit gaan nie jou hart verander nie. Natuurlik, dit is deel van die smeltkroes, soos Petrus sê, maar dit alleen is nie die vuur nie. Kyk vers 2, Christus is die vuur. Christus brand met sy gees en sy woord. Omstandighede is die oond. Die vuur is Christus. Ek kan in 'n yskoue oond wees en nooit brand nie. Christus is die vuur. En dis presies wat Jesus kom doen het met sy eerste koms. Hy het die priesters, die skrifgeleerdes geslaan met sy woord. Hy het hulle gebrand met sy woord, sodat die ongelowiges kon uitkom. En die gelowiges uiteindelik tot bekering kan kom. Sy koms onder die Jode was alles behalwe vrugteloos. Hy het gekom as vuur van die smelter en die loog van die wassers met sy woord. Dis wat ons nodig het, is sy koms en sy woord. Dis wat predikante en ouderlinge nodig het. Eerste, die woord van Christus wat my brand, wat my slaan, dat dit seer is. Ek het Christus se vuur nodig. Ek het in my omstandighede, my ellende, nie minder woord nodig nie. Dis wat ons baie keer doen. Ons kom in hierdie ellende en dan val ons weg en ons het minder woord, minder prediking, minder Bybelstudie. Die omstandighede is net die oond. Christus is die vuur. Nou onthou, hierdie werk van Christus waarin hy in sy groot liefde vir sy bruid sit en haar reinig, is die toepassing van sy werk aan die kruis. Dit beteken glad nie, Jesus word nou, terwyl ons gereinig word, weer en weer geoffer, sodat ons nou in tyd gereinig kan word nie. Dit beteken ook nie dat ons op enige manier bydra tot ons regverdigmaking vir die Vader nie. Dit beteken ook nie dat gelowiges eers
na hulle dood vir 'n rukkie moet brand in een of ander plek dat hulle skoon kan kom om vir die Vader te verskyn, soos vir die Rooms-Katolieke Kerk sê met die vaag vier nie. Ons heiligmaking, dit waarmee Jesus nou besig is hy wat ons so lief het, dat hy sit en ons nie in ons sonde los nie. Jesus brand skoon met sy woord en gees binne in die oond van ellende en seer omstandighede. En wat is die doel en die resultaat daarvan? Al is vers 3 en 4. Sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Eerstens die priesters, maar dan ook die volk. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. Sodat hulle self regverdig kan wees en as regverdiges goeie offers kan bring. Aangename dankoffers wat lekker ruik vir die Here. As die kerkleiers, die ouderlinge en predikante in geregtigheid 'n offer bring, sal die volk so volg. As die ouderlinge en predikante hulle werk doen soos hulle moet, daai hoofstuk 2 vers 7, die woord wat die smeltkroes is, die vuur bring soos hulle moet, sal die volk ook gereinig word. Dan sal hulle soos in die ou dae mooi en goeie offers bring. In daai ou dae, die jare van die voortyd, is dalk 'n terugkyk na die goeie ou dae van Dawid of dalk Moses, waar daar mooi goeie dankoffers gebring is. Maar hier is ook 'n toekomsblik. Die boodskapper van die Here gaan kom om in sy tempel in te gaan en hy gaan die goeie en die beste offer bring. Dit kyk vorentoe na die ewige dae van Christus se offer. Dan sal sy skape soos hy word. Dis die doel. Sodat hulle in geregtigheid 'n offer sal bring, dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos Christus se offer. Dan sal hulle word soos Christus. Christus wat self silwer was in die suiwerste vorm, het vir jou aan die kruis gehang, die oordeel, die ewige vuur oordeel in jou plek gedra, sodat hy nou kan sit as smelter en reiniger om jou rein te maak. Hy het sy hele lewe op aarde, die lewe geleef wat jy moes leef. Hy was die silwerbeeld wat Adam nooit kon wees nie, wat jy nooit kan wees nie, sodat hy jou nou rein kan maak, soos wat hy rein is. Hy het sy lewe vir jou afgelê om nie net jou skuld te dra nie, maar jou in tyd heilig te maak, bruikbaar te maak vir sy tempel, soos wat hy is. En dis presies die doel van reiniging in hierdie brand in die skrif. Dis die doel van sy verskyning as vuur, as die vuur van die smelter. 1 Johannes 3 vers 2 sê, ons weet dat ons as hy verskyn in sy koms, sy dag van sy koms, dat ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Soos Moses, wat daar in sy verskyning van Christus, wat aan Moses verskyn het Moses ook die helderheid gekry, die heiligheid gekry. Ons weet as hy kom as vuur, gaan ons ook warm word. As hy kom, sal dit finaal wees. Maar soos hy nou aan ons verskyn in die evangelie, maak hy jou nou meer en meer soos wat hy self is. Soos 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, hoor hierdie, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. So ons kyk na Christus, nou sonder bedekking, soos Moses. Moses het sonder bedekking met die Here gepraat, met Christus gepraat. En ons kan nou ook, ons sien die heerlikheid van Christus soos Moses, maar soos in 'n spieël. Spieëls was in Paulus se tyd nie baie duidelik nie. Soos hy in 1 Korintiërs 13 ook sê, ons sien gedeeltelik. Maar Paulus se punt is meer as om net te sê, die spieël is onduidelik. Ons aanskou in die verkondiging van die evangelie,
Die heerlikheid van die Here in 'n spieël, een wat die heerlikheid van die Vader reflekteer. Ons sien Christus, wat die spieël is. En ons word verander na dieselfde beeld, om ook 'n spieël te wees. Soos wat Moses toe hy die heerlikheid van Christus gesien het, begin blink het, so word ek ook nou, soos wat Christus verskyn, in die vuur, die smeltkroes van die lewe, en sy woord, begin ek ook blink. Ons word warm, ons begin smelt, en uiteindelik in die hele proses, begin ek blink. Hoe het jy geweet, hierdie silwererts is warm genoeg gebrand, genoeg geskroei in die onweerstaanbare hitte, genoeg onsuiverhede afgeskraap is, dit blink. As daar onsuiverhede bo-op is, dan is dit dof. In die smeltkroes weet die reiniger en smelter, dis genoeg, as dit blink. So blink, dat jy jouself kan sien. Dat Christus homself kan sien in jou. En as jy daardie stuk metaal dan, daai silwer plat slaan, blink vryf, dan kry jy 'n spieël. Stuk metaal wat weer kaats, reflekteer, een soos waarvan Paulus praat. En dit is presies wat Romeine 8 ook sê, dis die doel van alles wat die Here oor sy kerk bring, die doel van alle beproewinge in jou lewe, dat jy gevorm word om soos Christus te lyk. Dat jy word soos wat Christus is, beeld van God, spieël, reflekteer materiaal van God. Hy sit jou in die oond, dat jy warm kan word, brand, sodat sy heerlikheid kan blink. En baie keer weet jy dadelik, dis vir hom met die Here besig is. Jesus het jou nou in die oond gedruk, en sy woord brand nou jou gewete daar. As jy in woede jou kinders pak slaag gee, en jy slaan jouself raak. Die Here het jou pak slaag gegee. Of as jy in hoogmoed dink, my kinders sal nooit so tantrum nie. En terwyl daai gedagte nog in jou kop is, dan sit een van hulle 'n keel op. Die Here het jou in die smeltkroes ingedruk, vinnig. Ander kere sal Jesus, en onthou, dis Jesus wat vir jou gesterf het aan die kruis wat hy mee besig is. Hy wat oneindig lief is vir jou, hy sal jou later laat besef waarmee hy besig is. Baie keer. Verloor jou werk en jy kry net nie werk nie, en jy weet jy's in die oond, maar watter woord jou nou moet brand, weet jy nog nie dadelik nie. Of jy hoor jy het kanker, of jy hoor jou kind het vir Jesus verwerp. En Jesus brand jou, maar daar's nie noodwendig 'n spesifieke sonde wat daar uitstaan nie. Natuurlik, jy weet ek's 'n sondaar wat nog baie gebreke het, maar in die daardie oond verstaan jy nog nie met watter woord Jesus jou brand nie. Weet dan, hierdie, dit wat elke gelowige ook gaan weet in die oond. Jesus is nie besig om sommer net hout in die vuur te gooi terwyl hy verveeld is nie. Hy weet presies wat hy doen. Hy wat self silwer is in die suiwerste vorm, wat in alle opsigte versoek is net soos ons. Hy weet presies wat hy doen. Hy weet presies wat omstandighede aan jou kan doen. Hy sit as smelter en reiniger van silwer om jou te vorm na sy beeld. Hy's besig om jou blink te vryf, sodat jy goue en silwer karakter kan kry. Christelike karakter. Christus karakter. Of dit nou is in geduld,
om te wag op die tyd van die Here. Of nederigheid, meer op jou knieë, meer afhanklik, meer vertroue op die Here. Binne in die oond weet jy dit. Hy is besig om jou te maak soos wat Christus is. Ja, hierin is ook 'n waarskuwing. As jy aangaan met 'n lewe van sonde sonder bekering, en jy begin gemaklik daarin bad, en die skynbare lekke daarvan begin jou al hoe meer verlei, en Jesus brand jou nie, is hy besig met een van twee dinge. Of hy is besig om jou met hierdie woord vanoggend terug te roep. Jou te slaan met sy woord. Word wakker. Of hy is besig om jou oor te gee in jou sonde. Sodat jy uiteindelik die ander brand sal brand in die ewige vuur. So op die aanklag van die Here se volk dat hy onregverdig en onbarmhartig is as gevolg van hulle omstandighede, sê die Here hierdie: sien sy liefde raak in die omstandighede wat nie volgens jou is nie, volgens jou sin. Kyk verby die omstandighede na die smelter en reiniger wat besig is met baie groter dinge as wat jou klein verstand kan verstaan. Kyk na Jesus wat in sy groot liefde jou so lief het dat hy jou nie los in jou sonde nie. Die Vader het jou so lief dat sy seun jou brand in die oond van sy woord, met sy woord, en jou verander in die oond deur sy gees. Hy het jou so lief dat dit op die oomblik nie gaan soos jy graag wil hê nie. Hy het jou so lief dat hy jou reinig. So is julle in die smeltoond. En dis nie net 'n vraag van gaan dinge moeilik op die oomblik nie. Dit vra binne in die moeilik is Christus besig om jou te brand, om jou te verander na sy heerlikheid. En dit vra nie probeer 'n meter mens wees nie. Dit vra is Christus besig om jou te brand. Sy heerlikheid vir jou te wys. Verander die verskyning van Christus jou elke keer as jy die woord hoor. En hy praat nou vanuit die hemele. Of het jy lou geword omdat dinge gemaklik is? En as Christus nou neerdal en oordeel, as hy nou Suid-Afrika kom slaan soos hy reeds doen, en hy slaan ons met oorlog, ernstige pestsiektes, nie COVID nie, regtige armoede, en hy slaan die kerk en brand die kerk met behoorlike vervolging, gaan Christus jou brand? Of gaan hy jou brand? Gaan jy wegbrand of gaan jy skoon brand? Ons moet bid. Here, brand my skoon sodat ek soos Christus kan wees. En dan moet jy mooi verstaan wat jy bid as jy dit bid. Die Here, die koning van vers 1 gaan kom in sy volle majesteit en hy gaan jou vernietig sodat Christus kan leef en nie meer jy nie. Jy gaan brand. Dit gaan seer wees. Maar heerlik wees. Nou as ons sigbaar gaan terugdink aan Jesus se dood, sê hy vir ons, kom, laat Jesus jou klere skoon skrob met sy bloed. Kom, kyk na sy bloed en word heilig. Natuurlik is ons regverdigmaking vas vir ewig, maar soos 1 Petrus 2 vers 24 sê, hy het self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe.
Amen.